Jy het seker al ervaar dat stres nogal 'n groot impak het op jou eetgewoontes en is nogal interessant hoe meer ou gestres is, hoe meer is dit asof 'n mens net meer wil eet en veral sulke lekker rykos en al hierdie soetkos en sjokolade en baie keer ook sout. Baie keer het 'n mens nog 'n behoefte aan sout ook as jy gestres is. Nou, miskien is dit belangrik eers net om te gaan kyk maar wat is stres? Ons leef in tye en jong mense praat baie maklik van ek is gestres en jy sê dalk ook baie maklik jy is gestres. En dit is belangrik om te weet stres is deel van ons lewens. Ons kan eintlik nie sonder stres gaan. Stres word destruktief en word sleg vir ons wanneer ons permanent in 'n toestand van stres is en dit is wanneer in 'n mens se liggaam 'n klomp goed gebeur. Maar as mens dink aan 'n definisie van stres, is dit interessant die ingenieurs het eintlik met hierdie term stres al gekom en dit verwys na 'n brug, die kragte in 'n brug wat die balans behou in 'n brug en wat maak dat daai brug in die lug bly. En wat gebeur met as stres vir 'n mens nou destruktief raak, dan is dit die eise wat aan 'n ou gestel word en jou manier van hanteer kom nie by mekaar uit nie. Die Engelse praat van resources, jou bronne en jou vaardighede is nie genoeg om daai stres te hanteer en dit is wanneer dit skadelik is. En dan wat in 'n mens se liggaam gebeur is daar word 'n klomp streshormone afgeskei. En daardie streshormoon wat hy veroorsaak is hy stuur al die energie na sekere spiergroepe toe. Dis soos in die ou dae die veg-vlug ding, né? As 'n dier jou aangeval het, dan moet jy of vlug of jy veg vir oorlewing. Nou daai selfde ding gebeur nog in jou liggaam wanneer jy aan kroniese stres ly. En dan gaan al daai energie gaan na die spiergroepe toe, maar dan sê jou liggaam vir jou jy's honger. Jy moet iets weer terugsit om daai energie weer te kan kry. En dis wanneer ons hierdie amper soos 'n kruiering het. En wat dan gebeur is ongelukkig in ons moderne lewe is dit nie lewensbedreigend dit wat met ons gebeur nie, maar daar word ons het nog steeds daai energie nodig en wat dan gebeur is dat van die energie word gebruik, maar daar bly ook ongelukkig 'n klomp agter en wat dan in oorgewig of in gewig omgesit word en dit is waar die skadelike ding kom. Daarom is dit vir jou baie belangrik dat jy stres reg hanteer en dat jy weet hoe om hierdie stres te hanteer. En dit het baie te doen met jou lewenstyl. 'n Mens se liggaam sê ook vir jou as dit oormatige stres is. So kyk na jou lewenstyl, kyk na en ek dink een van die mees basiese goeders wat ons gebruik in ons praktyk as sielkundiges is asemhalingsoefening. 'n Mens onderskat die krag van behoorlik asemhaal want hoe meer jy gestres is, hoe vlakker haal jy asem. En dan hoe vlakker jy asemhaal, hoe minder suurstof gaan na die brein toe en hoe meer gestres raak jy. En wanneer jy behoorlik asemhaal en lekker kyk na jou asemhaling, dan kan dit mens geweldig baie help om net 'n rustigheid te kry. Ander basiese goed, baie eenvoudig, is natuurlik ook om te kyk na 'n bietjie fisiese aktiwiteit. Ek glo nog altyd dat gewone fisiese aktiwiteit 'n groot verskil kan maak, 'n uitlaatklep ook vir 'n ou kan wees. Bietjie buite toe kom, jy hoef nou nie noodwendig hierdie fisiese persoon te wees wat al jou heel dag amper spandeer en hoef nie, maar baie keer net bietjie lekker gaan stap. Dan dink ek is dit 'n ander belangrike ding wat ons moet onthou wat juist daarmee saamgaan is dat wanneer 'n mens gestres is jou normale reaksie om te gaan eet. En breek daai patroon dat jy eerder dan gesonde kosse oral het, weet alles het soos neute en vrugte. Dat wanneer jy 'n behoefte het om te eet en jou energie te herlaai, dat ou dit nie doen met sjokolade en met soutgoed nie. So dit gaan oor dat ou bietjie kyk na jou lewenstyl oor die algemeen. En baie keer is daar goed emosioneel ook wat 'n groot rol speel en wat 'n ou moet ook hanteer. En dis baie keer 'n ding wat 'n ou maar mooi moet gaan kyk, want baie keer is ou nie eens bewus van die goeders nie, maar dat hierdie goeders dan in 'n ou se verhoudings en in 'n ou se lewe nou 'n groot rol speel. En daarom is dit ook wanneer 'n ou na stres gaan kyk, is dit goed om te gaan kyk na wat is daar wat 'n ou saamdra, daai bagasie wat ook dan dit so swaar maak om die alledaagse stres te hanteer, dat 'n ou op die einde voel dit is te veel. So ek dink, as ek dit kan saamvat, gaan dit met jou lewenstyl, en is die moeite werd om te kyk na jou lewenstyl, en baie eenvoudig goed, jou slaappatroon, dalk ook slaap jy te min en kom jy nie daarby uit nie. En as hierdie goeders vir ou dan 'n krisis bly, dan is dit ook goed om daar professioneel net daarna te kyk.